Jesus het ons vrygemaak. Jesus het die prys vir ons betaal. Dankie Jesus. Jesus het ons vrygemaak. Jesus het die prys vir ons betaal. Dankie Jesus. Kom ons sing en spring en dans voor Jesus. Sing en spring en dans voor Jesus. Sing en spring en dans voor Jesus. Jesus is ons Here. Sing en spring en dans voor Jesus. Sing en spring en dans voor Jesus. Sing en spring en dans voor Jesus. Jesus is ons Here. Jesus het ons vrygemaak. Jesus het die prys vir ons betaal. Dankie Jesus. Jesus het ons vrygemaak. Jesus het die prys vir ons betaal. Dankie Jesus. Ja, kom ons sing en spring en dans voor Jesus. Sing en spring en dans voor Jesus. Sing en spring en dans voor Jesus. Jesus is ons Here. Sing en spring en dans voor Jesus. Sing en spring en dans voor Jesus. Sing en spring en dans voor Jesus. Jesus is ons Here. Klap jou hande, stamp jou voete. Kom ons draai en dans voor Jesus. Klap jou hande, stamp jou voete. Kom ons draai en dans voor Jesus. Klap jou hande, stamp jou voete. Kom ons draai en dans voor Jesus. Kom ons sing en spring en dans voor Jesus. Sing en spring en dans voor Jesus. Sing en spring en dans voor Jesus. Jesus is ons Here. Daar is niks te groot of te klein wat sal maak dat sy liefde vir my en jou verdwyn. Daar is niks te veel of te min wat sal maak dat sy liefde vir my en jou sal opbraak. Ek is 'n spons, vir Jesus se liefde is spons. Vir Jesus se liefde is spons. Vir Jesus se liefde, hy hou my veilig in sy hand. Daar is niks te groot of te klein wat sal maak dat sy liefde vir my en jou verdwyn. Daar is niks te veel of te min wat sal maak dat sy liefde vir my en jou sal opbraak. Ek is 'n spons, vir Jesus se liefde is spons. Vir Jesus se liefde is spons. Vir Jesus se liefde, hy hou my veilig in sy hand. God het die wêreld so lief gehad, hy stuur vir ons sy seun. Vir ons het hy 'n prys betaal vir elke liewe een. God het die wêreld so lief gehad, hy stuur vir ons sy seun. Vir ons het hy 'n prys betaal vir elke liewe een. Ek is 'n spons, vir Jesus se liefde is spons. Vir Jesus se liefde is spons. Vir Jesus se liefde, hy hou my veilig in sy hand. Ek is 'n spons, vir Jesus se liefde is spons.
Vir Jesus se liefde is ons. Vir Jesus se liefde, hy hou my veilig. Ja, hy hou my veilig in sy hand. In sy hand. Goeiemôre Duet gemeente en in spesiaal vanoggend die kroonkinders. Ek is Tannie Madeleine en dit is my voorreg om vandag saam met julle te kuier op hierdie baie spesiale dag. Het julle geweet dat vandag die enigste dag is wat die hele wêreld 'n goeie dag noem? Goeie Vrydag of Good Friday. En ek en julle gaan vandag bietjie in die woord kuier. Dit is nou ons heel gunsteling en ons heel beste boek, die Bybel, om uit te vind hoekom die wêreld vandag Goeie Vrydag noem. Ek het 12 leidrade saamgebring waarmee ek en julle vandag bietjie gaan ondersoek instel na wat alles gebeur het tot aanloop en na Goeie Vrydag. My eerste leidraad is 'n palmtak. Dit bring my by die stad Jerusalem. Jesus en die disippels was op pad Jerusalem toe gewees. Hulle het op 'n ver grondpad gestap op pad Jerusalem toe. En toe hulle naby die stad kom, toe sê Jesus vir die 2 van sy disippels, hulle moet so lank vooruitstap. En wanneer hulle naby die dorp kom, gaan hulle 2 donkies vasgemaak sien. Dan moet hulle vir Jesus die jongste donkie, die vul, na Jesus toe bring, want hy het die vul nodig. En soos wat ons weet, Jesus het hulle uitgestuur, die disippels het daar aangekom, en ja, hulle het alles gekry, net soos wat Jesus gesê het, hulle gaan dit kry. Hulle het die vul losgemaak en na Jesus toe gebring. En daar klim ons koning Jesus op die donkie se rug en stap saam met die disippels die stad Jerusalem binne. Toe die mense sien Jesus kom die stad binne gestap op 'n donkie se rug, het hulle boklere uitgetrek, soos baadjies en jasse, en hulle het dit op die grondpad neergegooi, sodat Jesus en die donkie op die grondpad kan oorstap, bo op hulle klere. So ook het hulle palmtakke uit die bome uitgepluk, en hulle het dit gewaai, en hulle het geskree, Hosanna in die hoogste hemele, want hulle koning van die Jode, Jesus, kom op 'n donkie die stad binne gery. Dit bring my by my tweede leidraad. En dit is 'n broodjie. 1 blad broodjie. Jesus het weer eens sy 2 disippels opdrag gegee om na 'n bovertrek toe te gaan van 'n man se huis en daar vir hulle 'n ete voor te berei. Jesus se laaste ete saam met sy disippels. Dit was 'n baie spesiale aand. En toe dit skemer word, het Jesus en die disippels opgegaan na die bovertrek toe. Daar het Jesus en die disippels gaan sit. Jesus het brood geneem en dit gebreek. En terwyl Jesus dit gedoen het, het hy vir die disippels gesê, neem, eet hierdie brood, en as julle dit eet, dink aan my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. En Jesus het ook sap of wyn gevat, en dit geskink en vir die disippels gesê, drink hierdie, en elke keer wat julle dit drink, moet julle aan my bloed dink, wat ek vir julle gaan stort. Nou julle sal sien, baie keer in die kerk gebruik ons nagmaal, wanneer ons brood eet en druiwesappie drink. En julle kan ook saam met pappa en mamma vandag nagmaal hou, om te dink en te herdink oor wat Jesus vir ons gedoen het. Nou bring dit my by die volgende leidraad. 'n Seepie, 'n baie klein seepie. Hierdie is iets kosbaars wat gebeur het, ook in daai selfe bovertrek. Dit was gewoonlik in die Bybelse tyd, die diensmeisie of die diensknaag se werk om mense se voete te was. Mense het baie ver gestap met sandale op stowwerige paaie, en voor hulle geëet het, moes hulle voete gewas word, want hulle tafels was laag op die grond, en anders is hulle stowwerige voete sommer so naby die kos gewees. En hier kom Jesus, tydens sy laaste ete, saam met die disippels, was Jesus die disippels se voete, iets wat baie spesiaal was, en Jesus wys daardeur vir die disippels, al is jy die belangrikste, kan jy nog steeds 'n nederige werk vir iemand doen. Maar, ons volgende leidraad sê vir my 'n ding. Ek het muntstukke saamgebring, geldjies. Tussen al 12 van Jesus se disippels
was daar een disipel wat sy hart oopgemaak het vir die vyand. En hierdie disipel het toegelaat dat die vyand in sy hart kom werk. Hy het raak gesien dat die mense vir Jesus gevange wil neem. En hy het sy kans gesien. Hy het vir hulle gaan sê dat hy vir hulle sal wys waar Jesus is, maar dan moet hulle hom geld betaal. En hierdie disipel wat dit gedoen het, sy naam was Judas. Judas Iskariot. Maar ook by hierdie ete gebeur daar weer 'n ding. En dit bring my by my volgende leidraad. 'n Veer. Jesus sit om die tafel saam met die disipels en hy sê vir Petrus, een van die disipels wat 'n baie spesiale disipel was, sê hy, Petrus, daar gaan 'n haan kraai. En voor daai haan kraai, gaan jy 3 keer vir mense sê dat jy my nie ken nie. Sjoe, dis 'n vreeslike ding, nee. Maar weet julle wat? Ons mensekinders doen baie keer snaaks so goed as ons bang is. Maar kom ons gaan verder met ons storie. Na Jesus en die disipels nagmaal gehou het, of hulle laaste ete saam gehad het, het Jesus en die disipels uitgegaan na die tuin van Getsemane toe. En hier het Jesus deur die nag gaan bid. Want hierdie ding wat voor hom gelê het, was vir hom 'n swaar ding. Dit was vir hom 'n groot ding wat hy moes doen. En Jesus het met sy pappa, God die Vader, gaan praat. Hy het gaan bid, soos wat julle vir pappa en mamma ook sien bid, en soos wat julle ook bid. En toe Jesus klaar gebid het, stap hy na die disipels toe, wat toe nou aan die slaap geraak het, en hy sê vir die disipels, die uur het gekom. Dis nou tyd dat alles moet begin gebeur. En weet julle wat? Net soos wat Jesus voorspel het gaan gebeur, kom Judas, dis nou daai disipel wat Jesus wil verkoop, en hy kom soen vir Jesus op die wang, saam met 'n klomp soldate wat daar was. En die soldate wil toe vir Jesus gryp en hulle het swaarde en hulle neem toe vir Jesus gevange, hulle bind toe sy arms vas. Maar die disipels wil keer dat hulle vir Jesus vang, en een van die disipels kap toe die soldaat se oor met 'n swaard af. Maar weet julle wat doen ons wonderlike koning Jesus? So in 'n baie moeilike tyd wat hy gevang word, sit Jesus sy hand op die soldaat se oor, en Jesus maak nog sy oor gesond. Dit alles voordat die swaarste ding met Jesus moet gebeur. En toe al hierdie dinge gebeur, toe besluit die disipels, hier moet hulle wegkom, want hulle is bang vir al die soldate met hulle swaarde en alles wat nou nie aangaan, en die disipels vlug. Jesus word toe weggevat, saam met al hierdie soldate. Hulle vat vir Jesus na die leiers toe, die skrifgeleerdes en die groot leiers. En daar vra hulle vir Jesus baie moeilike vrae, die hele aand deur. Want hulle wil vir Jesus probeer vasvra, sodat Jesus homself skuldig kan laat lyk, want hulle wil Jesus doodmaak. Maar weet julle wat is wonderlik, wat lees ek in die Bybel? Nie op een plek was Jesus kwaai, of lelik, of ongeskik met hulle gewees nie. Hulle het Jesus baie hard geslaan. Hulle het Jesus gespot, hulle het op hom gespoeg, en hulle het vir hom baie lelike goed gesê. Jesus se lyf was baie seer gemaak, en julle weet dat wanneer jou lyf baie seer gemaak word, dan bloei hy. En dit bring my by my volgende leidraad. 2 baie skerp dorings. Ja, die soldate het so ver gegaan om van doringtakke 'n kroon te maak, wat hulle op ons koning Jesus se kop hard neergesit het, wat sy kop stikkend gemaak het en die bloed oor sy gesig laat loop het. Toe het hulle verder gegaan en vir Jesus 'n kruis gemaak. Hy was nie so klein ligte kruisie soos hierdie een van my nie. Nee, dit was 'n baie swaar houtkruis met groot houtpale, waarteen hulle Jesus vasgespijker het, deur sy hande en deur sy voete. En dis ook nie die klein spykertjies waarmee pappa en mamma se skilderye ophang nie. Dit was groot ysterpenne wat hulle deur Jesus se hande en voete geboor het. My volgende leidraad bring ek nou 'n dobbelsteentjie. Terwyl Jesus aan die kruis gehang het,
het daar 4 soldate so waar gestry oor wie Jesus se klere moet kry. En hulle besluit toe, hulle gaan Jesus se klere uitloot. Dus soos wanneer hulle Ching Chong Cha speel, het hulle 'n speletjie gespeel om te kyk wie Jesus se boogkleed kan kry. Terwyl Jesus aan die kruis gehang het, lees ek verder in die Bybel, dat dit 12 uur die dag stik donker geword het. 'n Mens kon nie jou hand voor jou oë sien nie. Dit was baie donker. God se seun, Jesus, hang aan die kruis. Hy boet vir die hele wêreld se sondes en alles word stiknagdonker vir 3 ure lank. Eers 3 uur daai middag, toe kom die son weer uit. En ek is seker, toe het baie mense geweet dat hierdie die seun van God is, wat hulle so pas aan die kruis gehang het. In hierdie ure het Jesus ook sy laaste asem uitgeblaas. En dit beteken dat Jesus se lyfie dood was. Daar het ook 'n baie gawe man met die naam van Josef van Arimatea na die groot leiers toe gegaan en gevra, kan hy asseblief Jesus se liggaam kry as hulle hom van die kruis afhaal? En dit bring my by my volgende leidraad, 'n lappie of doeke. Dit was 'n gebruik in die Bybelse tyd dat hulle mense wat dood is, sy lyf skoonmaak, spesiale olies aansmeer en hom dan in doeke toedraai. En so het Josef van Arimatea al daai bloed van Jesus se lyf afgewas en hom in doeke toegedraai en met spesiale olies behandel. En weet julle wat? Die leiers was so bang dat die disippels in die aand Jesus se liggaam uit die graf uit gaan steel, dat hulle gereël het dat 'n reuse klip voor Jesus se graf gerol moet word, sodat ons koning Jesus nie uit die graf uitgesteel kan word nie. 'n Paar dae later het die vrouens weer graf toe gegaan, 3 van die vrouens, want hulle wou gaan kyk of Jesus se doeke nog skoon is en hulle wou hom weer gaan salf. En dit bring my by my laaste leidraad. En dit is heeltemal niks. Want weet julle wat? Toe daai vrouens by die graf aankom, kry hulle 'n leë graf. By die graf staan 'n engel van die Here wat vir hulle vra, wat doen julle hier by die graf waar dooie mense moet wees? Jesus, julle koning, het uit die dood uit opgestaan, net soos wat hy vir julle beloof het hy gaan doen. En maats, hierdie is die rede hoekom vandag Goeie Vrydag is, want ons koning Jesus het 'n baie duur prys met sy lyf betaal, met sy liggaam, sodat ek en julle en pappa en mamma 'n lewe van oorwinning hier op aarde kan leef. Jesus het betaal vir ons sonde, hy het betaal vir ons siekte, hy het vir ons 'n lewe kom gee as wenner hier op aarde. Nou gebeur daar nog 'n hele paar dinge, maar dit wil ek graag hê met pappa en mamma verder saam met julle deurgaan. Ek hoop Goeie Vrydag is iets wat julle altyd as 'n kosbare, wonderlike goeie dag in julle harte sal vasmaak. Dit was lekker vir my om saam met julle te kuier en ek hoop julle geniet julle dag verder.